Here, soos die pelgrims van ouds wil ons ook vanoggend kom uitroep. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Maar dan het ons soveel vertroue in U, dat ons kan antwoord daarop. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat ek struikel nie. Hy wat my beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie, want die Here beskerm my. Amen. Liewe vriende, dit is my voorreg om jou vanoggend te groet met hierdie woorde, genade en vrede van jou. Dit kom van God ons Vader, in Christus Jesus onze Here, en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dis ook 'n baie spesiale dag, want dit is ook Moedersdag. En daarom ook aan al ons moeders mag dit vir jou 'n baie mooi dag wees. Mag jy bederf word, nie net vandag nie, maar ook elke dag. En daarom spreek ons maar net ons waardering uit aan al ons ma's, vir die wonderlike rol wat hulle in elkeen van ons se lewens kom speel. Wanneer ons die erediens gaan begin, liewe vriende, dan begin ons dit ook met 'n loflied. Ek wil jou vanoggend kom uitnooi om saam te sing. Dis 'n baie bekende melodie. En ons gaan 3 versies daarvan sing. Die eerste vers gaan oor die verwondering oor wie God is. Die tweede vers dan kom spreek ons ook ons hoop uit. Dat hy, en nogtans dit wat gaan gebeur, dat dit juis hy is wat vir ons gaan help en waarop ons vertroue is. En dan die derde versie gaan ons dan 'n belydenis doen. Sing gerus saam tot eer van die Here.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook u woord het, wat ons vanoggend ook kan oopmaak en dat wanneer ons fyn luister, ons u stem kan hoor. Ons gesindheid is dat u moet praat, sodat elkeen van ons binne ons eie konteks u stem kan hoor. Amen. Ons skrifgedeelte kom vanoggend uit Genesis hoofstuk 12. Ek nooi jou uit om saam met my dit te volg. Die opskrif daarvan in hoofstuk 12 van Genesis, dan staan daar die roeping van Abraham. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek, by die groot waarsêrsboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergland toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het en met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant, daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. Tot sover ons skrifgedeelte. Vriende, wanneer ons die Abraham en Sara verhaal gaan lees, dan is dit ook eintlik ons storie vir ons verstaan om in die geloof saam met God te wandel, ook in hierdie wêreld. As paaskinders ontdek ons wat dit beteken om in 'n verhouding met God die Vader te leef. Dis hy wat sy seun uit die dood het laat opstaan het. Wat dit beteken om in 'n verhouding met Jesus Christus te leef. Die opgestane Here wat aan ons elkeen die nuwe lewe kom bied. Wat dit beteken om in 'n verhouding met die Heilige Gees te leef, wat binne in ons woon en wat ons elke dag kom begelei om hierdie nuwe lewe te ontdek en dit uit te leef. Deur die lewe van Abraham en Sara ontdek ons dat God mense roep. Ontdek ons dat God mense saam nooi op 'n reis na onbekende bestemmings. Ontdek ons dat God mense ook bemagtig en wil gebruik vir sy agenda. Wanneer ons dan die Abraham verhaal lees, dan kom ons gou agter dat Abraham nie die hoofkarakter is van hierdie verhaal nie, maar die God van Abraham wat kom inspeel in mense se lewens. Wat die eie inisiatief neem om by mense betrokke te raak. Wat dan op die ou einde oorbegin en nuut begin. En wat mense gebruik om tot seën te kan wees in hierdie wêreld. Die Abraham verhaal speel af teen 'n bepaalde agtergrond en 'n konteks. Van ons hoofstuk 11 gaan lees rondom die toring van Babel, dan beleef ons 'n samelewing wat arrogant en korrup is. 'n Samelewing van wat God alles opgebou het en wat God bedoel het moet wees, afgebreek het met die bou van die toring. En dan ontstaan daar tweespalt, ontstaan daar swak kommunikasie, ontstaan daar 'n warboel en wanhoop met 'n donker toekoms. En nou begin God oor. Hy begin nuut. En gebruik hy 'n 75-jarige man en 'n onvrugbare vrou om 'n nuwe samelewing te vestig. 'n Vreemde keuse.
Iets wat buite ons eie verwysingsraamwerk is, want wanneer ons 'n bepaalde kandidaat wil kies, dan gebruik ons 'n raamwerk van vaardighede, van persoonlikhede, van kwalifikasies. God gebruik 'n ander raamwerk. Sara se onvrugbaarheid is 'n simbool van 'n verwarde de mekaar samelewing. Walter Bruggeman, 'n Ou Testamentikus, sê die volgende oor hierdie woord. Hy sê, the marvel of biblical faith is that barrenness is the arena of God's life-giving action. Om dit dalk direk om vry te vertaal, sou ons kan sê, die wonder van Bybelse geloof is dat onvrugbaarheid is die speelveld van God se lewendgewende aktiwiteite. En nou weet ons, dit is nie die laaste woord nie. Want God gebruik juis die onvrugbaarheid om 'n nuwe begin daar te stel. Dink maar aan Sarai, aan Rebekka, aan Rachel, aan Hanna, aan Elisabeth. Het 'n nuut begin, oorbegin met die samelewing. God roep gewillige en bereidwillige mense om hom te volg. Mense wat bereid is om hulle lewe totaal aan hom te wy en verander te kan word. God se plan met Abraham was in die eerste plek dat hy vanaf 'n bepaalde plek moet trek. Ons lees dan vers 1, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af. 'n Baie bekende plek, 'n plek van sekuriteit, 'n plek van sekerheid, 'n plek van gebondenheid. En nou kom vra God dat Abraham moet wegtrek. Wanneer Abraham dan in gehoorsaamheid God volg, dan loop hy 'n pad van avontuur. Ons leef ook vandag in 'n de mekaar wêreld, en 'n onsekere tyd, en 'n onstabiele tyd. En baie keer raak ons bewus daarvan dat ook onsekerhede baie keer gebou is op wêreldse standaarde. En dat dit vir ons baie moeilik is om daarvan afstand te doen. Want God se plan gaan verder met Abraham. Dat hy ook moet beweeg na 'n bepaalde plek toe. Jy moet na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. 'n Onbekende plek waarheen Abraham dan moes trek. Die roeping van Abraham is persoonlik. Die Here het vir Abraham gesê. En dan is hy spesifiek. Hy's imperatief en hy's duidelik. Dwars deur die Bybel sien ons ook dat God so werk wanneer hy mense roep op die naam met 'n spesifieke boodskap en 'n spesifieke opdrag. Ons dink maar aan die disippels se roeping. Wanneer Jesus vir hulle sê, kom hier, kom saam met my. En so moes die disippels ook hulle sekuriteit en hulle gebondenheid agterlaat. Hulle boot, hulle net, hulle familie. In Matteus se geval die tolhuis, sy ekonomiese sekerheid. En nou moet hulle hom volg, ook op 'n avontuurpad. Ek dink hier maak Jesus se woorde ook sin, want hy sê jy moet iets eers verloor voordat jy jou lewe kan behou. Die lewe in geloof, liewe vriende, bring vir ons ook in hierdie tyd nuwe perspektiewe en 'n dieper betekenis van ons verstaan om saam met God in hierdie wêreld te wandel. Om Jesus te volg in hierdie wêreld, besef ons dat die lewe nie om my gaan nie, maar dit gaan oor God se agenda. God het ons verander sodat ons sy seën kan beliggaam. Dit beteken eenvoudig, omdat ons sy kind is, omdat hy ons nuut gemaak het, dat ons oral waar ons beweeg, sy seën aan die wêreld moet gaan versprei. Dit is tog wat kerkwees is. En juis op hierdie onbekende pad wat ons onsself kan bevind, is dit ons roeping om tot seën vir die wêreld te kan wees. Ons sien in die verhaal van Abraham hier in hoofstuk 12, nadat hy in gehoorsaamheid weggetrek het uit Haran, het homself gaan vestig in Kanaan, by 'n plek met die naam van Sichem. En daar het hy kamp opgeslaan. Nie verlang nie, toe moes hy weer kamp opslaan en dat hy na die bergwêreld toe getrek. Om dan later weer eens kamp op te slaan en algaande die onbekende, die suidland, in te beweeg.
En elke keer het Abraham 'n altaar gebou. En het hy die Here se naam aangeroep. Het hy vasgehou aan God se beloftes. En dit het telke male ook sy roeping hernie. Dit is tog die dade van geloof. Om vas te hou aan God se beloftes, om God te vertrou en om hierdie hooppad te kan volg. Abraham het tot aan die einde van sy lewe nie 'n vaste adres gehad nie. Dit herinner ook my aan Petrus se woorde daar in sy eerste brief, waar hy sê, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, en dan kom gee ook die agenda, ook vir God se seën wees na die wêreld. Die Abraham verhaal wil vir ons aanmoedig om in hierdie tyd vas te byt. Wanneer jy tyd het, gaan lees Genesis 12 tot 25 en ontdek ook die waarde van Abraham se lewenswandel in die geloof met God. En dat hy die seën kon beleef het, maar ook tot seën kon wees vir die wêreld. Mag dit ook in jou lewe waar word en dat jy ook in jou afhanklikheid van God elke dag sal ervaar as 'n geleentheid om seën te wees vir die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons mag weet dat ons nie alleen in hierdie wêreld is nie. En dat U vir ons wil gebruik binne ons eie konteks om tot seën te kan wees vir die wêreld. En daarom bid ons Heilige Gees dat U ook hierdie wandelpad vir ons duidelik sal maak. Ook in die dae wat voorlê. Sodat ons ook ons roeping as U kinders en as die kerk in die wêreld, dat ons dit kan uitleef tot eer van U naam. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met 'n seëngebed. Geseën om te seën. Mag dit vir jou 'n baie mooi dag wees verder. Totsiens. Jy's geseën om te seën, jy het gekry om te gee, jy leef om jouself verander te gee, jy's geroep om te kom en gestuur om te gaan, jy is geseën om te seën, vol van ontferming, vol liefde, vol troos, buig die Heer van die heelal oor jou, en sy geur bly hang, sprekend soos 'n wierookvol om jou. Jy's geseën om te seën, jy het gekry om te gee, jy leef om jouself as 'n offer te gee, jy's geroep om te kom en gestuur om te gaan, jy geseën om te seën. So broos en so breekbaar, so alledaags dra jy die kennis van God, soos 'n skat in jou erdekruik lewe, van elke dag klei, leef die gees van 'n multimagnaat, wat jou seën om te seën, jou laat kry om te gee, jy leef om soos Jesus jou lewe te gee, mag hy oor jou skyn, mag jy werk in sy lig, mag jy rus in die glans van sy sagte gesig, begenadigd, begunstigd, geseën, geroep en gestuur.
for what you're calling me to. Lord, with your strength, I've got no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust you and give you everything.